Welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ons is vir 3 weke besig met 'n studie van Matteus 10. Jesus stuur sy disippels uit om disippels te maak. Ons het laasweek gehoor ons is gered, geroep en gestuur. As Jesus jou siel gered het, het jy die opdrag ontvang om ook die goeie nuus met ander mense te deel. Hy sal jou die krag daarvoor gee. Vandag se preek is dalk iets wat min gekommunikeer word en die titel is Volg die Meester onvoorwaardelik. Om Jesus se disipel te wees beteken nie dat dit net maanskyn en rose gaan wees nie. Mense wat Jesus aangeneem het omdat die evangelie eensydig aan hulle voorgehou is, struikel dikwels en keer selfs hul rug op God as dinge begin skeefloop. As disipels van Jesus het jy die opdrag om disippels te gaan maak, maar die duiwel wil jou stuit. Dit is belangrik om te weet dat die leerling nie verhewe bo die meester is nie. Hy het inteendeel gewaarsku dat die wêreld dieselfde aan ons gaan doen as wat hulle aan hom gedoen het. Matteus 10 vers 16 tot 20 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, let op, dis nou Jesus, let op, ek stuur julle soos weerlose skape onder die wolwe in. Wees dan waaksaam soos die slange, maar terselfdertyd opreg soos die duwe. Pas op vir die mense, hulle sal julle aan die howe oorgee en in hulle sinagoges met gesel slaan. Julle sal voor goewerneurs en konings gesleep word ter wille van my. Dit sal vir julle 'n geleentheid wees om voor hulle die volke van my te getuig. Wanneer hulle julle oorgee, moenie julle bekommer oor wat julle te verdediging moet sê nie, want die regte woord sal op die regte tyd vir julle gegee word. Dis nou nie 'n lekker goosebump preek om te hoor nie, maar dis die volle waarheid wat gepreek moet word en wat gehoor moet word. Daar's 3 goed wat uitstaan in hierdie preek vandag. Die eerste een is, jy gaan teenkanting kry. Mense sal teen jou opstaan, jouself vervolg. Matteus 10 vers 16 tot 24 vertel Jesus sy disippels hoe hulle en dan ons nou teenkanting gaan kry, hoe ons gehaat gaan word, hoe ons selfs oorgelewer gaan word, vervolg gaan word en gehaat gaan word. Vers 22 sê Jesus, julle sal deur almal gehaat word omdat julle my mense is, maar elkeen wat sal volhou tot die einde toe sal verlos word. Mense vra dikwels, why do bad things happen to good people? Die antwoord is, it only happened once in the history of mankind. Dit is wat met Jesus gebeur het. Niemand van ons verdien dat dit net goed met ons op aarde moet gaan nie. As daar slegte goed met Jesus gebeur en gesê is, gaan daar slegte goed met jou en my verseker gebeur, maar ons kan vashou aan die Vader se belofte as ons deurdruk. Matteus 10 vers 11 tot 15 sê dat nie almal die woord goed ontvang nie. Mense gaan nie altyd hou van wat jy sê nie, maar sy bemoediging is, hou vas, hou vol, jou verlossing kom. Die tweede punt is, jy moet jou kruis dra. Matteus, ons is nog steeds in hoofstuk 10, vers 38 en 39 sê, as jy weier om jou kruis op jou skouers te neem en my te volg, verdien jy om nie een van my mense te wees nie. As jy selfsugtig aan jou eie lewe vasklou, sal jy dit verloor. Maar as jy dit ter wille van my opoffer, sal jy werklik voluit leef. Interessant om daarop te let dat wanneer Jesus hier verwys na jy met jou kruis op jou skouer neem, dit die eerste keer in Matteus is dat die onderwerp van die kruis genoem word, dat dit hier aangemeld word. In die oorspronklike teks het hulle verstaan dat Jesus na die dood verwys het, as hy na die kruis verwys het. As hy hulle daag om hulle kruis op te neem, het hy eintlik gesê dat hulle daagliks tot hulle self moet sterf. Die ek moet kleiner word, sodat hy meer kan word en groter kan word in my lewe. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie. As 'n dienaar en volgeling van Jesus moet my lewe elke dag onvoorwaardelik aan hom
oorgegee word. Die Meester het sy kruis opgeneem en daarom is die opdrag dat ek en jy ons kruis sal opneem en hom sal volg. Die derde en laaste punt, teenkanting gee jou geleenthede. Ons het in vers 18 tot 20 gehoor hoe dat wanneer ons deur hierdie goed gaan, dit 'n getuienis vir ander sal wees. Getuienis van wat die Here in ons lewens gedoen het om ander lewens te verander. Die vyand wil teenkanting deur vervolging, seerkry en swaar kry gebruik om ons te stuit om die goeie nuus te deel. Maar Jesus het gesê, as ons hom onvoorwaardelik volg, sal ons dit deel, dat selfs in die moeilike tye demonstreer ons sy liefde in ons woord en in ons daad. Deur God se liefde, genade en krag, selfs in ons swakheid, aan ander te openbaar. Hy sê weer, dat dit nie oor jou of jou gevoelens gaan nie, dit gaan nie oor die geleentheid of die ervaring nie, dit gaan oor dat jy oorgelewer is en committed is aan hom en aan die missie wat hy jou gegee het. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, dankie dat U hier is met ons, dat U tot ons gespreek het en ons bid dat ons lewens sal getuig van wie U is en dat ons onvoorwaardelik U sal volg in hierdie proses waar ons disippels maak. In Jesus naam. Amen.